So ek wil 'n paar punte net maak voor ons begin. En in al hierdie dinge wat ons bespreek oor profesie, die toekoms, die eindtyd, is daar een belangrike ding wat ons moet onthou en waaroor ons almal saamstem. En dis dat Jesus weer gaan terugkom. En eintlik is dit die grootste ding wat saak maak. Hy gaan weer terugkom. En dis ons hoop, dis wat vir ons die moed gee om in hierdie lewe aan te gaan. Al sien ons wat rondom ons aangaan, ons weet hy kom weer. Want dit is voorspel dat hy gaan kom, hy is gebore, hy het gesê hy gaan kruis toe, hy het gesê hy gaan sterf, hy het gesê hy gaan opstaan, al die dinge het gebeur, hy het gesê hy gaan terugkom, het hy al teruggekom? Hy gaan nog terugkom. So dis wat vir ons hoop gee. Die ander ding is dat almal van ons het nou verskillende uitkyke oor byvoorbeeld die wegraping en daar's soveel verskillende maniere om na te kyk en heel in die begin het ek vir julle gesê dat dit is 'n saak van interpretasie. So ons almal lees dieselfde woord en ons almal kry iets anders uit. Een persoon lees van 1000 jaar en hy sê dit is 'n fisiese 1000 jaar op 'n kalender. 'n Ander persoon lees dit en sê dit is simbolies van 'n lang tydperk. Dis nie noodwendig dit nie. Van die mense sê dat ons gaan voor die verdrukking verwyder word. Van die mense soos myself sê dat ons gaan deur dit gaan en iewers aan die einde weggehaal word. Dit maak my nie beter as jou of jy beter as my. Beteken nie as jy glo in 'n voorverdrukking wegraping dat die kerk verwyder gaan word voor die nonsens die aarde tref en dit gebeur nie dat jy 'n slegte mens of iets is nie. Ek lees vandag 'n ou, hy sê van die begin af, hy sê ek is 'n pre-tribber, so met ander woorde ek glo die kerk gaan verwyder word voor daai 7 jaar en hy sê maar ek is oop vir as ek verkeerd is. Ek sal verbaas wees, maar ek gaan nie mismoedig wees nie. En dis die houding wat ons moet hê. Want ek mag verkeerd wees. Met al hierdie goeders is dit interpretasie issues. Ek mag verkeerd wees. En ek het dit vir julle hoeveel keer gesê van die begin af dat as ek verkeerd is en poef, ons is weg voor en ons gebeur, hallo, ek bly julle is hierso. Wat 'n verligting. So jou siening maak jou nie meer, want jy gaan mense hê wat glo dat die kerk gaan verwyder word en sê nou maar dit gebeur nie, gaan hulle wegval, maar jy gaan ook die hê wat nie wegval nie. Jy gaan mense hê wat in die verdrukking ingaan beweeg, wat glo dit gaan gebeur en hulle gaan wegval want dit beteken nie hulle is beter as hierdie mense nie. Ek wil net dit baie duidelik maak. En soos Karen daai een aand gesê het, hallo julle. Ja, hardloop weg, is my kinders. Hy sit ons by oupa. Hulle, dankie. Hulle was see toe. So is lekker. Nou is ek van my storie af. O, jy het een aand genoem, onthou hier het niks met jou saligheid te doen nie. Niks met jou saligheid te doen nie. Dis sekondêre kwessies. Dit het wel implikasies, maar dit het niks met jou redding te doen nie. Niks met jou redding te doen nie. So dis belangrik. En ook dat ons nie, ek het dit al gesê, so jy glo nie soos ek glo nie, ons is nie meer vriende nie. Ons is nie meer broers en susters. Nee man, ouens, come on. Ons kan nie verdeel oor sulke goeders nie, want ons regtig mense wat lelik raak met mekaar. As jy nie glo soos hulle glo nie, of jy verskil met hulle. Hulle gebruik dit amper soos 'n sambok om jou te slaan, man, hoe stupid kan jy wees? Jy weet, hoe kan jy dit so lees en dit? Ons mag verskil oor hierdie dinge. Jy kan nog steeds, na al hierdie goed wat ons gelees het saam, nog steeds vir my sê, weet jy wat, ek dink nog steeds die kerk gaan voor die tyd verwyder word. Dis 100%. Want een lot gaan reg wees en een lot gaan verkeerd wees. En dit gaan nie 'n lekker wees van la. Ek het vir jou gesê, dis glad nie dit nie. Ek dink is maar net daai implikasies van moontlike teleurstelling as dinge nie gebeur soos wat ons glo nie. So en die Here lê dit uit vir ons in sy woord. Ons moet dit gaan soek. En ek lees 'n ou en hy maak 'n interessante stelling. Hy sê, miskien is dit so bietjie vaag sodat ons honger bly, sodat ons soekend bly. Maar die groter prentjie, na al hierdie dinge, vanaand ons laaste aand wat ons oor hierdie praat, ons sal miskien in die toekoms 'n bietjie deur Daniël en Openbaring en al daai goed gaan. Ek dink ons het net 7 jaar nodig om dit te doen. Jesus gaan weer terugkom. En die vraag is wat ons laasweek ook gevra het, maar nou wat doen ons intussen tyd? Die ander ding wat ons moet onthou wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons byvoorbeeld 'n boek soos Openbaring lees,
is dat die eerste luisteraars, die eerste gehoor aan wie dit geskryf is, dit was vir hulle geskryf. Dit was van toepassing op hulle. Johannes het die Openbaring geskryf aan die 7 gemeentes en gesê, moenie worry nie, dis vir iemand 2000 jaar in die toekoms nie. Hulle het deur daai goed gegaan wat hy geskryf het. Maar soos ek begin verstaan, en ek weet mense verskil is met my daaroor, maar dit wat daar gebeur het toe gebeur, maar dit was amper soos voorflitse van dit wat nog uiteindelik gaan gebeur. So, my siening is, daar gaan 'n ware man van sonde opstaan, die antichrist eendag. Ek weet daar sieninge wat dit nie so sien nie. En dat die antichriste van die verlede was voorflitse van hoe hierdie mense gaan wees, wat hulle gaan doen, maar daar gaan 'n uiteindelike een wees aan die einde van die eeu wanneer al hierdie goeders plaasvind. Die ander ding wat ons moet verstaan is dat as ons Openbaring byvoorbeeld lees, en dis wat ek by 'n ou met die naam van professor Stefan Joubert gehoor het, as jy Openbaring lees en al wat jy sien is drake en gedrogte en dit, dan lees jy dit verkeerd. Want dit gaan oor die gesag en die heerskappy van God. Dis waar dit gaan. Dit gaan vir ons om ons te bemoedig. Dit is een van die boeke wat die meeste name vir Jesus het, wat ek al ooit gesien het. Verskillende name en beskrywings van wie hy is. Dis Openbaring. Is ook die enigste boek wat as jy in die begin lees wat sê jy is geseënd, wanneer jy dit hardop lees en dit hoor en dit doen. So dit is goed om te doen in dit. So dit gaan nie net oor, ek gaan nou die toekoms, jy weet, ek gaan nou die toekoms weet en presies, ja, dis daar om ons voor te berei, maar die vraag is, wat nou? Want as jy so gefokus is op die toekoms, as jy nou so sit en wag, wie gaan die antichrist wees? Gaan die millennium 'n letterlike 1000 jaar of dit, as jy die hele tyd op dit fokus, gaan jy nie doen wat jy geroep is om nou te doen nie. So dit is belangrik, want waar staan daai skrif wat sê dat die hele skrif is vir ons nuttig? 2 Timoteus 3 vers 16, daar sê. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hoekom? That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Alle skrif, selfs profesie, dis daar om ons voor te berei vir wat? Sorry, dit was 'n vraag. vir good works, dit staan daar so. So wat moet ek en jy doen? Waarmee moet ons besig wees? Goeie werke. Okay. So die konsensus wat almal nou saamstem oor, is nommer 1, Jesus kom weer. Halleluja. Dankie tog dat hy weer kom. Die tweede een is daar gaan 'n opstanding wees. 'n fisiese, regte, werklike opstanding. En die derde ding is dat daar gaan 'n oordeel wees. So dis die 3 goeters waar meeste van daai verskillende sieninge oor saam stem. Jesus gaan definitief weer terugkom. Daar gaan 'n definitiewe opstanding wees. Die van ons wat lewe gaan opgeruk word, die wat dood is gaan eers opgewek word en dan ons wat lewe gaan opgeruk word en daar gaan dan 'n oordeel wees van ons almal. Nou ek wil so 'n bietjie vas staan by die opstanding. Want dis eintlik die groot hoop wat ek en jy het. Want die opstanding is die gebeurtenis waar hierdie ding, hierdie vleispaleis, hierdie tentwoning, hierdie stuk ding wat so worstel met reg en verkeerd, totaal en al in 'n oomblik verander gaan word. En ek en jy gaan nie meer, as ek dit reg verstaan, die neiging hê om te kan sondig nie. Ons gaan weer herstel word, soos wat Adam en Eva was aan die begin voor hulle geval het. En ek weet nie van julle nie, maar dit is soos die beste nuus wat daar kan wees, want ek weet nie of julle ook soms net moeg raak vir jouself nie. Ek wil nou nie sê moeg raak vir my nie, maar moeg raak vir jouself nie, want dit is die heeltyd hierdie worsteling. Die Engels praat van hierdie propensity om te sondig. Dis asof jy wil nie, maar dan sien die ding en dan nee, dan kruisig jy daai vlees, want onthou ek en jy sit nog steeds met 'n stuk vlees wat nie aan God kan onderwerp nie aan God wil onderwerp nie. En wat moet ek en jy met daai vlees doen daagliks? Kruisig, doodmaak, uit die weg ruim. Ons moet
hierdie wat ons die afgelope tyd oor praat, ons moet ons denke hernie, ons gemoede, en al hoe dit gaan plaasvind is deur die woord. En die Gees wat ons bekragtig om dit te doen. Maar dis iets wat ons moet doen. Okay, 1 Tessalonisense 4, hier van vers 15 af. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, en ons het heel eerste week met hierdie begin, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, die wat gesterf het, dood is, hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Dis iets om na uit te sien. Yes. 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 So, vir my as ek hierdie lees, dis die wederkoms. En ek weet wat hulle doen is, hulle split die wegraping en die wederkoms van mekaar af. En hulle sit daai 7 jaar verdrukking tussenin. En hulle gebruik daai argument, want hulle sê, hoekom sal Jesus afkom, en dan gaan ons af, en dan gaan ons weer op. Weet, is dit soos 'n spiritual yo-yo wat ons, wat vir my net sin maak, is dat, waar ontmoet ons Christus? Ons ontmoet hom in die wolke. Nou as jy gaan doen jouself 'n guns, lees hierdie stukkie in saam met Matteus 24, waar Jesus self praat van hoe dit gaan wees wanneer hy terugkom. En daar in daai gedeelte sê hy van hy gaan sy engele uitstuur om sy uitverkorenes te gaan haal van oral af. Nou dit maak vir my sin dat die engele gaan kom, ons gaan kom haal, en dan ontmoet ons vir Christus in die lig. Want moet hy nou soos elkeen persoonlik kom haal? Dit maak baie meer sin dat hy wat daar is, stuur sy legioene engele uit, en ons almal word opgeruk na hom toe. Ek neem aan dit gaan wees oor Jerusalem, en dit is waar hy gaan terugkeer. En wat dan daar gebeur, is waar hierdie hele opstanding, want hy sê, wie gaan eerste? Die dooies in Christus. So die wat alreeds by hom is, in die hemel, en ons is ook eintlik alreeds daar, ons is in hemelse plekke saam met hom. So hulle kom saam, en hulle liggame word, so wat is die punt van om daar te ontmoet? Dit is om die volgende, 1 Korintiërs 15, blaai gesoen toe. En weer eens, gaan soek het self, jy mag met my verskil. Beteken nie, 1 Korintiërs 15, vers 51. Okay, so onthou nou wat ons nou net gelees het. Sê as julle daar is. Okay, 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Wat het hy in die vorige gedeelte gesê? Die wat almal al ontslape is. So tel julle die twee op. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woorde, daar gaan sommige wees wat dood is, en daar gaan sommige wees wat lewendig is. Presies soos wat hy in die vorige gedeelte gesê het. Maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, met ander woorde, in 'n splitsekonde, by die laaste basuin, hier's weer gepraat van 'n basuin, 'n trompet, basuin is dieselfde ding. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. Klink dit bekend? Okay. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike, hierdie vleiskas wat kan vrot en oud word, al spyt jy hoeveel botox, almal wat dit doen giggel, wie nou wat jy gebruik is, okay.
Hey, luister, jy kan Botox spuit totdat jy net een standaard gesigsuitdrukking het. Dis fine. Jy gaan nog afval doodgaan eendag. So go for it. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So met ander woorde, wat moet met ons gebeur? Ons gaan verander word. Nou my verstaan van hierdie is in daai oomblik wanneer ons opgeruk word, die dooies eerste, hulle word verander, ons word saam. In daai oogwink wat ons daarbo vir Christus ontmoet, word ons verander. Blaai gou na die volgende Korintiërs, 2 Korintiërs 5. Van vers 1 af, sê as jy daar is. Okay, so 2 Korintiërs 5 hier van vers 1 af. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word. So kyk vir iemand langs jou en sê hier's 'n tent. Nou van ons is een man tente, van ons is daai deluxe familieweergawes, dis okay. As ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n Huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorgekleed te word. Wie van julle het al gesug? Daai jy's net, ek is nou regtig keelvol. Ek sal die gat vol sien, dis op die TV. Keelvol, ja, biep. Dan dink hulle, wat het hy? Keelvol vir hierdie ding. Daar kom 'n dag wanneer ons oorklee gaan word. Hoor hierso, vers 4, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Nou as jy gedink het jy lewe nou, die dag wanneer jy sterf is wanneer jy werklik begin lewe. Iemand het so mooi op 'n begrafnis eendag hier gesê, he passed from life to life. En ons moet daai uitkyk hê, anders te gaan ons so aardgebonde wees, dat die goed wat hier gebeur gaan vir ons depres. Maar as ons weet, eendag, hy gaan weer kom, ek gaan verander word, ek gaan nie meer sukkel met hierdie ding nie. Dit gee vir ons hoop vir vandag, om hierdie pad te kan stap. Filippense 3, blaai gou soontoe, paar boeke aan. Filippense 3, vers 20. Is julle daar? Vers 20, ja. Want ons burgerskap is in die hemele. So jou ID-dokument sê jy's 'n burger van Suid-Afrika, maar jy het, soos hulle in Engels sê, 'n dual citizenship. Jy's 'n burger van hierdie aarde, maar jy's ook 'n burger van die hemele in hierdie oomblik. Van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Want ons vernederde liggaam van gedaante, van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Julle daai gelees? Om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. So soos wie gaan ons wees? En net om daai ding deur te sit, 1 Johannes, blaai gaan na 1 Johannes. In Johannes 2. Vers 28.
Hy sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan, by sy wederkoms nie. Ons lees baie keer goed, en dan, ek weet of julle ook so is, ek lees baie keer iets, maar ek lees dit net. Ek dink nie wat daar staan nie. Hoor wat sê hy? Bly in hom. Van waar af klink dit bekend? Ons het so ruk gelede baie oor dit gepraat. Bly in hom. Daai storie van die wynstok. Onthou julle Johannes 15? Bly in hom en ek in julle. Hy sê bly in hom, in Jesus, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. So jy gaan twee lotte mense hê op daai dag. Mense wat met vrymoedigheid by die deur uit gaan hardloop, wanneer dit daai dag is, wanneer ook al dit mag wees. En hier is die amazing ding. Elke dag is een dag nader. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Weereens, ons is geroep om wat te doen? Goeie werke, ons is geroep om geregtigheid te doen. En onthou asseblief, die geregtigheid doen, is nie wat jou kwalifiseer nie. Né? Anderste kan jy voor hom staan en sê, maar Here, ek het hierdie en hierdie en hierdie gedoen. Dit klink amper vir my soos daai gedeelte wat hy sê, maar Here, Here, ons het hierdie en hierdie en hierdie gedoen, in u naam. En hy gesê, ek ken julle nie. Dis net by grace through faith. Die geregtigheid volg uit dit. Die vrug vloei uit dit. En my persoonlikheid worstel soms met dit, want ek voel, ek moet die regte goeders doen, want dan is ek okay in sy oë. Nee, omdat ek okay is, omdat hy my reg gemaak het. Omdat hy my geregtig, dit klink beter. Anders klink dit of jy by dokter dinges was. Edit. Omdat hy jou geregtig gemaak het, vloei die geregtigheid uit dit en wil jy geregtige dade doen. Dit is ons nuwe natuur wat hy vir ons gegee het. Ok, 2 Petrus 3. Hier van vers 3 af. Hy sê, dit moet julle veral weet. So hy praat daar met die eerste mense aan wie hy geskryf het, en hy praat ook vandag met ons. Hy sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding, so ouens, dis hoekom ek nie worry oor global warming nie. Want die Here self gaan die aarde in sy choppies inbraai. En dan gaan 'n nuwe aarde en nuwe hemele wees. So, ek sê nie jy met jou papiere rondgooi en 'n morsjors wees nie. Kyk na die planeet, maar moet ook die dinge afgod maak nie. Hy gaan vervang word met iets baie beter. Vers 8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. So met God is tyd, is net, hy is nie gebonde aan dit soos ons nie. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dis die ironie van hierdie hele stuk, want dis ouens wat spot en sê, waar is julle? Nou die dag op TikTok, sien ek 'n video van 'n ou, hulle is op 'n ander ou se kanaal, dan sê hy, kyk gou hierso,
Die ou gebruik presies die woorde. Where is your Jesus? When is he coming? Spot hy. Spotters in die laaste dae. Die ironie is, die Here is lankmoedig sodat daai ou by hom kan uitkom. Dus, en ek wonder by myself, Here, hoekom het hy nie al lank al gekom nie? En dit kom by my op, miskien was daar nog te veel mense wat nog nie gered was nie. Miskien is hierdie die tyd nou. Want dit is 'n amazing ding, as ek rondom my kyk, so erg soos wat die wêreld is, en so boos as wat dit is, sien ek nog steeds vriendelike mense. Ek sien mense wat my in die oggend in die skool verkeerde gap gee, sodat ek kan insny. Ek sien mense wat oor die Here praat, en nie net praat nie, maar werklik ernstig is oor hom. So sleg soos dinge word, so wonderlik is dit ook. Want soos die bose opstaan, staan die goeie ook op. Nou die wêreld gaan slegter raak. Moenie dink, ek glo nie vir een oomblik dat ons gaan die wêreld oorneem en dit so lekker plek maak dat Jesus moet sê, okay, wat moet nou seker terugkom. Hy moet terugkom om dinge reg te ruk. Maar tot daai dag moet ons besig wees met wat hy ons geroep het. Vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Weereens, global warming, daar's die werklike definisie daarvan. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. So dis die punt van al hierdie goeters. Dis die punt van profesie, toekoms, eindtyd. Dis om ons voor te berei en ons die vraag te vra, hoe moet ons nou lewe? En hoe moet ons lewe? In heiligheid en in Gods vrug. Vers 12, hier is waar die vreemde vers inkom. Julle wat die koms van die dag van God verwag, né? So ons moet dit verwagtend wees. En verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Ek gaan nou terugkom, maar ons verwag wat? Volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, so omdat ons al hierdie goeders verwag, terwyl julle hierdie dinge verwag, daar sê dit, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Wie moet dit doen? Ek en jy. Beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Terug na vers 12. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Wat beteken dit? Kom ek sê vir julle wat die slim mense sê. Die woord verhaas beteken om gou te maak, aan te help of te verhaas. Aan te help. Dit beteken ook om ywerig te wees, maar hulle sê dit pas nie lekker in die hele sinstruktuur van daai Grieks nie. Hy sê verder, ons het dus hier 'n baie sterk uitspraak rondom gelowiges se hoë morele gedrag wat aanleiding gee tot die naderbring van die dag van God. Want wat verhaas dit? Vers 11. Hoedanig moet julle dan nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie. Dis wat die verhaasing veroorsaak, onder andere. Nou, weet een van julle wanneer die Here kom? So hoe gaan jy weet of hy vroeër kom of nie? So ongeag of dit werklik beteken jy bring dit nader of nie. Jy gaan nie weet nie, wat is die ding waarop jy moet fokus? Vers 11. Heilig wandel en godsvrug. Want eendag gaan hy moontlik vir ons sê,
dankie. Julle het gemaak dat ek vroeër kon kom. Want weer eens het jy mense wat hierdie interpreteer en sê, jy moet net ywerig wees, jy moet ywerig vir die dag om te kom, want die dag kan nie verander nie, want dit is klaar vasgestel. Nou ongeag, want ek en jy gaan nie weet nie, want ons weet nie wanneer hy kom nie, so as ek nie weet wanneer hy kom nie, gaan ek nie weet of het vroeër of later is nie, waarmee moet ek besig wees? Heiligheid, godsvrug. Matteus 24 vers 14. Hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So my vraag is, kan dit wees, dat as ons besig raak, met ons getuienis, om getuies te wees, om die evangelie te verkondig, dat ons sy koms verhaas? Ek dink dit is 'n moontlikheid. Nou ongeag of dit in elk geval verhaas of nie, dit is waarmee ons moet besig wees. En ek vat julle terug, julle weet waar dit staan, na wat ons laasweek gedoen het, Matteus 28, wat sê ons moet wat doen? Disippels maak. Wat sê Handelinge 1? Onthou daai gedeelte, Jesus is op pad om op te vaar, en hulle vra, Here, is dit nou die tyd wat U die koninkryk gaan herstel? Want U is nou soos verheerlik en by magte. Want onthou, ons moet onthou, 'n gekruisigde Messias vir die Jode was, dit kan nie wees nie. Want hulle het soos 'n Donald Trump verwag, wat net gaan instap en net almal gaan uitsorteer. Hier kom die Messias, en hy's sag, hy's ferm, en hy lê sy lewe neer. 'n Messias aan 'n kruis vir 'n Jood is foolishness. Dis hoekom hulle vandag nog worstel. Dis hoekom my verstaan is, wanneer die anti-kris op die scene gaan kom, en hy gaan verower en oorvat, dan gaan hulle dink, hier's jy. Daai ander ou was nie dit nie. Dis hierdie ouetjie. Handelinge 1 vers 7. En hy antwoord hulle na hulle dit gevra het. Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle, so hulle vra, hy sê, dit het nie nou iets, niks met julle nou te doen nie, hier's wat vir julle belangrik is, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, vers 9, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Interessant. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dis ons opdrag. So al hierdie goeters, Daniël, Jesegiel, Openbaring, dis wonderlik, ons moet dit studeer, ons moet in dit gaan delf. Dit berei ons voor, en dit gee vir ons perspektief, sodat ons nie omkant gevang word, wanneer die Bybel byvoorbeeld vir ons sê, dat in die laaste dae gaan daar spotters wees. In die laaste dae gaan mense wegdraai van waarheid. Hulle gaan predikers soek wat vir hulle mooi boodskappe. Sien ons daai goeters? Definitief. Gaan kyk YouTube, sit jy televisie aan, al waaroor kerk, dis 'n baie algemene, baie predikers preek vir jou wat jy wil hoor, sodat jy goed voel oor jouself. Jou ore streel. Dit help nie. Okay, julle almal is okay, so daar, ek het nou vir julle gesê, julle is nice. Nice mense gaan die hemel toe nie. Wedergebore mense gaan hemel toe. Mense wat hulle geloof en vertrou, mense wat tot bekering gekom het, tot hulle vertrou in Christus geplaas, wie gevul is met sy gees as 'n waarborg, dis hulle wat gered is. En dan is ons opdrag gegee om te mobiliseer en te gaan doen, om getuies te wees.
En dis nie, onthou wat sê die woord, die goed wat Jesus van ons vra, is nie die Engels praat van burdensome. Dis nie 'n las nie. Dit wat hy van ons verwag is nie moeilik nie. Dis net moeilik want ons sit met 'n stuk vlees wat nie altyd wil nie. Maar hoe meer ons in hom is en in hom abide en hoe meer ons in die woord is en in gebed is en sy hart verstaan, hoe meer gaan dit ons oortuig om uit te gaan. En ek wil nie 'n guilt trip op enige iemand plaas en nou gaan ons almal die strate in nie, maar daar waar jy jouself bevind, daar waar die geleentheid is, daar waar die behoefte is, klim uit jou gemaksone uit, en ek praat nou baie met myself, wanneer daai ou so in die straat afkom, daai boemie, met respek gesê, en jy sien, hy maak oogkontak met my, ek hoop jy sien my nie, en hy kom na jou venster toe, wat maak jy? Wat gee jy vir hom? Dan sit jy kyk voor jou, maak of jy nie hoor nie, jy weet, wat maak ons? En vra vir wysheid, ek stem saam met wat Frik gesê het, ek gee nie geld vir mense, want ek weet nie wat hulle met dit doen nie, maar kos as ek kan, definitief, maar saam met dit, wat gee ons? Wat gee ons? Luister, hierdie broodjie gaan vir jou vir 'n halfdag vul, maar kan ek vir jou iets deel? Preek nou erg vir myself hierso. Ek gaan nou ophou. So die hele punt van al hierdie goeters is, al hierdie dinge is amazing, en dit gee vir ons vertroosting om te weet dat, hey, al breek hel op aarde los, die Here is nog steeds in beheer. Al gebeur wat, hy is nog steeds met ons, hy is nog steeds vir ons, hy gaan ons nooit, onthou in Matteus 28 wat hy sê vir sy disippels, as hy sê, gaan doen hierdie ding, hierdie opdrag, hy sê, ek is met julle, tot wanneer? Aan die einde, tot aan die einde is hy by ons. Nou, hoe lank ons nog hier gaan wees, I don't know. Wat belangrik is, in plaas van om te top oor, ek wonder, gaan dit nou 'n fisiese wit perd wees, of gaan dit nou 'n simboliese perd? Great, ondersoek dit, swat dit, is belangrik, dit kry jou in die woord. Maar wat doen ons nou? Daar waar ons beweeg.